belangrike bymiddels en hulle funksies. Nou die eerste belangrike bymiddel wat altyd gevra word is emulsifiseerders. Wat is die funksie van 'n emulsifiseerder? Ons almal weet by nou, 'n emulsifiseerder word gebruik sodat olie en water nie van mekaar geskei kan word nie. 'n Emulsifiseerder word gebruik om seker te maak dat daar 'n emulsie gevorm word tussen die olie en die water, of die olie en 'n ander vloeistof, dat dit gemeng bly. Nou, waar gebruik ons emulsifiseerders? Ons gebruik emulsifiseerders in mayonnaise, ons gebruik dit in ons slaaisouse. Roomys het ook emulsifiseerders in, en soja. In die soja produkte wat ons op die rakke koop vandag, gebruik hulle ook emulsifiseerders, en dan natuurlik in ons margarien. In die eksamen gebruik hulle altyd net een voorbeeld van 'n emulsifiseerder. Maak seker jy ken daai voorbeeld, en dit is lecithin. As hulle vir jou 'n gevalle-studie gee, of hulle gee vir jou 'n voedseletiket, of hulle vra jou enige vraag oor emulsifiseerders en hulle moet 'n voorbeeld gebruik, sal hulle altyd lecithin gebruik. Maak seker jy onthou dit. Ons tweede voedselbymiddel is 'n stabiliseerder. 'n Voedselstabiliseerder gee 'n egalige tekstuur en sal ook die voorkoms verbeter. Nou, as ons kyk na die stabiliseerders wat in die handboek is en die stabiliseerders wat hulle in eksamenvraestelle gewoonlik gebruik, het ons altyd gelatin, is een van die voorbeelde. Hulle praat ook van pektin, dis nog 'n voorbeeld, maar dan partykeer sal hulle van eiërwitte praat. Eiërwitte maak ook dat die tekstuur egalig is, en dan partykeer stysel. Nou wanneer hulle van stysel praat, kan hulle byvoorbeeld praat van meel, of hulle kan praat van hulle praat meestal van meel op ons etikette. So die oomblik as jy sien daar's meel of daar's eiërwitte ook op 'n voedseletiket, dan kan jy weet dat dit kan ook dien as 'n stabiliseerder. Dan het ons preserveermiddels. Die preserveermiddels, moet jy verstaan dat preserveermiddels kan natuurlik wees of dit kan kunsmatig wees. Wat is die funksie van 'n preserveermiddel? Dit voorkom of vertraag die bederf van voedselsoorte. En wat sal ons kosse bederf? Mikroorganismes. As ons kyk na ons natuurlike preserveermiddels, is dit so sout, asyn, suiker en suurlemoensap. Daardie is alles voorbeelde van 'n natuurlike preserveermiddel. Kunsmatige preserveermiddels is 'n bietjie moeiliker. Daar is 'n hele paar kunsmatige preserveermiddels wat ons op ons voedseletikette kan kry. Partykeer praat hulle van 'n kalsiumproperenaat. Die funksie daarvan is om te voorkom van die groei van swamme op brood en ander gebak. Onthou dat jy dit moet ken, want jy moet ook die funksie ken. Dan het ons natriumnitraat. Dit word meestal in ons verwerkte vleisprodukte gebruik, soos ham en salami. Dan het ons ook swaaldioksied. Swaaldioksied verhoed dat droë vrugte verbruin. Ons het sulfiete, onderdruk die groei van bakterieë en voorkom die oksidasie, veral in wyn en gedroogde aardappelprodukte. En dan het ons bensoensuur en natriumbensonaat. Dit word meestal in ons vrugtesappe, margarien en pickles gebruik. Maak seker dat jy die funksie van hierdie preserveermiddels ken. Dit is belangrik. So daar is nie so baie wat jy moet gaan leer nie, maar maak seker jy ken dit. Kom ons kyk na antioksidante. Onthou, antioksidante is vitamines. Vitamine A, vitamine C, vitamine E. Wat belangrik is, maak seker dat jy veral vitamine C se wetenskaplike naam ken. Die wetenskaplike naam van vitamine C word ascorbinsuur genoem.
Kyk, ascorbinsuur. Maak seker dat jy dit onthou. Hier het ek dit vir jou ook geskryf, ascorbinsuur. So wat is die funksie van 'n antioksidant in ons voedsel? Dit verbeter die gehalte van ons voedsel en dit verleng ook die rakleeftyd daarvan. Nou Vitamiene A en selenium word gewoonlik saamgebruik. Dan Vitamiene C. Vitamiene C voorkom oksidasie as ook die verbruining van vars groente en vrugte. En dan Vitamiene E voorkom die gaalsterigheid in vette. Alright, so dit is belangrik om dit te onthou dat Vitamiene E voorkom die gaalsterigheid. Nou onthou toe ons in graad 10 was, het ons geleer van wateroplosbare vitamines en vetoplosbare vitamines. Vitamiene A en Vitamiene E is 'n vetoplosbare vitamine. So Vitamiene A kan ook help om gaalsterigheid in vette en olies te voorkom. Kom ons kyk nou na 'n tipiese eksamenvraag. Bestudeer die inligting hieronder wat op die etiket van 'n bottel pasta sous verskyn het en beantwoord die vraag. Songedroogde tamatie en perkoenkaas pasta sous. Bestanddele gee hulle vir jou gefiltreerde water, vars room, tamatiepasta, songedroogde tamatiepulp, botter, dan is daar die verskillende kase, daar is mielieblom, daar is sout, daar is suiker in, daar is speserye in, suur, daar is melksuur in, daar is 'n stabiliseerder in, daar is gisekstrak in, daar is preserveermiddels in, sorbinsuur, geurmiddels, natuurlike kleurmiddels en daar gee hulle dan vir jou ook die natuurlike kleurmiddels. Ek wil graag hê julle moet net hier vir my kyk. Kyk na hierdie woord. Hier sê hulle sorbinsuur. Onthou toe ons gepraat het van 'n antioksidant, het ons gepraat van Vitamiene C en Vitamiene C se wetenskaplike naam is ascorbinsuur. En nou praat ons hier van 'n preserveermiddel en die preserveermiddel se naam is sorbinsuur. Hierdie twee is baie na mekaar. Met ander woorde, as jy vinnig deur dit gaan lees en jy sien dit sorbinsuur, gaan jy dink dat hierdie is eintlik 'n antioksidant. So maak seker dat jy jou vrae baie mooi leer. Vitamiene C is ascorbinsuur wat 'n antioksidant is en dan sorbinsuur is 'n preserveermiddel. Goed, as jy jou teorie baie goed ken, gaan jy hierdie goed raak lees in die eksamen, want hierdie is daai verskeidelde punte wat hulle in die eksamen vir ons sit, om te sien of ons regtig ons teorie ken of nie. Goed, nou vra hulle, verduidelik die funksie van sorbinsuur as 'n chemiese preserveermiddel in die produk. Wat belangrik is ons moet onthou, wat is die funksie van 'n preserveermiddel? Hoekom gebruik ons preserveermiddels? Wat is die rede hoekom ons preserveermiddels gebruik? Goed, so as jy jou teorie ken, dan is die antwoorde maklik. Dit verleng jou rakleeftyd en tweedens, dit gaan jou voedsel veilig hou omdat dit die mikroorganismes gaan inhibeer. Goed, so dit is belangrik om dit te onthou ook vir die eksamen. Kom ons kyk dan na 'n kolom A en 'n kolom B. Hierdie is 'n lekker kort vraag in 'n eksamen. Kies 'n voorbeeld van 'n bymiddel in kolom B wat by die funksie van die bymiddel in kolom A pas. So ons het hier 'n nie voedsame versoeter. 'n nie voedsame versoeter. Nou as ons op die etikette van ons voedselprodukte lees, gaan ons definitief dit baie maklik erken. En die antwoord is nommer F, aspartaan. As ons kyk na al hierdie suikerversoeters, meeste van hulle bevat aspartaan. Dan 'n antioksidant. Onthou Vitamiene C, wat is ons wetenskaplike naam van Vitamiene C? Dan sal ons weet is nommer B, ascorbinsuur. Dan 'n chemiese preserveermiddel. Is dit glikose? Is dit gelatine, borrie, lecithin of swaaldioksied? Goed, so ons weet dat gelatine is 'n stabiliseerder
Ons weet dat lecithin is 'n emulsifiseerder. So die enigste 2 antwoorde waarna ons kan kyk, of die enigste antwoord wat regtig sens maak, is nommer G, swaaldioksied. 'n Emulsifiseerder het ons klaar geïdentifiseer, dit is nommer E, lecithin, en ons stabiliseerder het ons klaar geïdentifiseer, dit is nommer C, gelatin. So maak seker dat jy kyk na die opsies en begin elimineer. Gaan skryf neer dit wat jy ken en dan kyk jy hoe jy kan elimineer om by die regte antwoorde uit te kom. Goed, ons laaste gedeelte van vandag se les gaan oor voedseletikette. Goed, dit is belangrik dat ons weet hoe om 'n voedseletiket te kan lees. Wat moet op die voedseletiket staan? Hoe gaan ons daai inligting wat op die voedseletiket is gebruik om beter keuses te kan maak wanneer ons voedsels gaan aankoop? So ons eerste moet ons kyk na wat is die hoofdoelwitte van voedseletikette. Die eerste doelwit is om die verbruiker te beskerm. Goed so, met ander woorde, as jy allergies is vir peanuts, moet jy op die voedseletiket lees of daar enige peanuts in die voedseletiket is. Want as jy daai produk gaan eet, gaan jy 'n allergiese reaksie kry en jy gaan siek word. Met ander woorde, ons moet beskerm word. Nommer 2 is om inligting oor die spesifieke voedsel te verskaf. Hoeveel versadigde vette bevat dit? Hoeveel onversadigde vette? Hoeveel sout bevat dit? Hoeveel cholesterol bevat dit? Hoeveel vesel bevat dit? Hoeveel proteïene? Hoeveel koolhidrate bevat dit? Hoeveel kalorieë gaan ek kry per 100 gram as ek hierdie sjokolade eet byvoorbeeld? So dit is ongelooflik belangrik om te kyk na die inligting wat op ons voedseletikette is. Dan gaan ons ook kyk, voedseletikette help ons om gesonde voedselkeuses te maak. Wanneer ons op die ete gaan, wat doen ons? Ons begin om laafvetprodukte te eet. Ons begin om suikervrye produkte te eet. Suikervrye en laafvetprodukte is eintlik baie ongesond vir ons, want dit bevat soveel preserveermiddels en dit bevat nog steeds 'n sekere hoeveelheid suikers wat nadelig vir ons is. En wanneer ons suikerinname verlaag, weet julle wat verhoog? Ons vetinname verhoog. Goed, so wanneer ons vetinname verlaag, dan verhoog ons suikerinname. So dit is belangrik om ons voedseletikette te lees, sodat wanneer ons kos koop en ons wil gesond eet en ons wil dit gebruik vir gewigsverlies byvoorbeeld, dat ons na sekere inligting op ons voedseletikette kyk om seker te maak dat ons die beste kosse kies vir ons dieet wat ons wil volg. Dan basiese inligting op jou voedseletiket. Goed, 'n basiese inligting nommer 1 is 'n prentjie. Hulle gee gewoonlik vir jou 'n prentjie van die produk. Die tweede ding is, hulle gaan vir jou die naam van die produk gee. Hierdie is 'n Arbei yoghurt smoothie. Dan ander inligting. Hulle moet vir jou die bestanddele gee. Met ander woorde, wat is binne in hierdie smoothie? Daar's volroommelk, arbeidpuree, suiker, yoghurtkultuur, natuurlike geurmiddels. Dan moet hulle ook vir jou sê, wie is die vervaardiger en die adres van die vervaardiger. Hulle gee ook vir jou inligting oor jou netinhoud, met ander woorde, die quantity. Is dit 250 ml, is dit 100 gram, is dit 40 gram, so hulle gee vir jou daai netinhoud. Dan gee hulle ook vir ons die datumstempels. Hulle kan vir jou sê die vervaardigingsdatum, hulle kan vir jou sê gebruik voor, hulle kan vir jou sê die beste datum wat jy dit kan gebruik. So daar verskillende datumstempels wat jy daar gaan opkry. Dan is daar die voedselinligting. Hulle gee dit gewoonlik vir ons per 100 milliliters. Met ander woorde, hulle gaan vir jou sê hoeveel energie gaan jy kry as jy hierdie produk drink, die proteïninhoud, die vetinhoud. Jou vetinhoud word gewoonlik verdeel in versadigde vette en onversadigde vette, jou koolhidraatinhoud, jou suikerinhoud en dan jou natrium. Onthou dat natrium is sout. Jou soutinhoud, sodat jy dan 'n ingeligte besluit kan neem of hierdie produk vir jou gesond genoeg is om te kan gebruik.
Dan gaan hulle ook vir jou allergene gee. Dit is ongelooflik belangrik, hierdie allergene. Met ander woorde, as jy allergies is vir melk of melkprodukte, moet hulle vir jou sê dat hierdie produk bevat melk. Hulle kan ook vir jou sê dat hierdie produk is vervaardig in 'n kombuis waar hulle ook gewerk het met soja en neute, so daar kan spore van soja en neute ook in hierdie produk wees. So dit is belangrik, want dit is hoe ons onsself kan beskerm. Ek kan nie 'n melkproduk gebruik nie, want ek het 'n melkallergie of ek het 'n intoleransie teenoor melk. So dan weet ek, daar is melk in, ek kan dit nie gebruik nie. Of ek is baie allergies vir neute, daar kan moontlike spore van neute in die produk wees, dan gaan ek dit nie gebruik nie. Maar dis die basiese inligting wat op ons voedseletikette voorkom. Dan waarom moet allergene op die etiket verskyn? Hoekom moet dit daar wees? Nommer 1, dis 'n waarskuwing. Ek is allergies vir 'n sekere produk, ek moenie hierdie produk eet nie, of ek moenie hierdie produk koop nie. Tweedens, om te verhoed dat die verbruiker die produk koop as gevolg van gesondheidsredes of godsdienstige redes. En laastens, volgens wet moet alle allergene in die voedselproduk aangedui word. So die wet sê vir ons dat dit daarop aangedui ook moet word. Hierdie was 'n eksamenvraag, so 2 of 3 of 4 jaar gelede, wat hulle ook gevra het, en dit is ook maar goed gedink het om ook dit onder julle aandag te bring. Tipiese eksamenvrae. Daar was nie baie nie, ek het nogal baie gesukkel om vrae te kry, vir julle huiswerk ook, maar tipiese eksamenvrae. Voedseletikette beskerm die verbruiker, dit verskaf inligting en help met die keuses van voedselitems vir 'n gesonde dieet. Noem die inligting op 'n voedseletiket wat aan hierdie doelwitte gaan voldoen. Met ander woorde, wat op die voedseletiket gaan my kan beskerm? Ons almal weet dat dit is allergene. Dit moet inligting aan my verskaf. Wat gaan inligting aan my verskaf? Die lys van bestanddele, dit kan wees die nutriëntinligting, die vervaardiger, die naam en adres van jou vervaardiger, goed, en dan vir gesonde dieet, definitief nutriëntinligting. So sonder om regtig hard te gedink het, sonder om regtig hard te geswat het, kyk ons na wat hulle gee. Met ander woorde, so om hierdie vraag te beantwoord vir 4 punte, gaan ons eers kyk, wat se inligting gaan ons beskerm? Dan skryf ons dit so aan die kant van ons vraestel neer. Wat gaan vir ons inligting verskaf op die voedseletiket? Wat se inligting gaan my help om 'n gesonde keuse te maak? En dan as jy 4 goed het, of 4 items het, dan kan jy dit op jou vraestel neerskryf. Daar is meer as 4 items. So ons het die lys van bestanddele, soos ons gesê het. Ons het dan ook die nutriëntinligting. Ons het die verkoop teen beste voordatum. Hierdie sal ook wees vir beskerming. Want jy wil nie kos koop wat jou gaan siek maak nie. Ons het die opberging. Dan het ons ook die voorbereidingsinstruksie, maar dit gee vir ons alles inligting, allergene. As daar enige endorsements is vir jou van die Hartstigting byvoorbeeld. Goed. So as ons kyk, begin om jou vraag af te breek en dan skryf al die antwoorde wat voorhand liggend is. Onthou dis net vir 4 punte. So jy het nie nodig om alles te hoef te lys nie, maar jy moet lys oor wat hulle jou hier vra. Dan kom ons kyk na ons huiswerkaktiwiteite. Goed, ek is seker jou juffrou het nou jou huiswerk vir jou gegee. Ek gaan vir julle 'n tydjie gee om gou-gou julle huiswerk vrae te doen. Ek gaan julle so 20 minute gee om gou-gou julle huiswerk vrae vir my te doen en na 20 minute gaan ons kyk
of julle die antwoorde reg gekry het en of julle die vraag verstaan het, soos wat julle julle antwoorde dan merk om te sien of julle julle vraag reg gelees het, reg geïnterpreteer het en reg verstaan het. Goed, almal klaar met hulle huiswerk? Nou kan ons begin om te kyk na ons antwoorde. Die eerste ene is sommer net lekker kort vragies. Goed, dit sê, kies die korrekte antwoord. Die siekte met die langste ontkieming tydperk. Is dit dysenterie, E. coli, gastro of hepatitis A? Die langste ontkiemingstyd. Onthou, ons langste ontkiemingstyd is tussen 15 en 50 dae, die inkubasieperiode is 28 dae, so ons korrekte antwoord is dus hepatitis A. Nommer 2, die laaste datum waarop 'n produk op 'n winkelrak behoort te wees. Is dit gebruik voor datum, verkoop voor datum, beste voor datum, of jou vervaardigingsdatum? En die korrekte antwoord was nommer B. Nommer 3. Vitamine wat is 'n voorbeeld van 'n antioksidant? Onthou, ons het gesê, ons antioksidante is A, C en E. So as ons kyk na die lysie wat ons gegee het, dan weet ons nommer B was die korrekte antwoord. Vraag nommer 4. E. coli kan as gevolg van wat oorgedra word? Besmette water, hoes, 'n bloedoortapping of 'n inenting? Die enigste wat 'n behoorlike sinvolle antwoord is besmette water. En dan nommer 5, wat is die voedselbymiddel wat waarskynlik 'n negatiewe effek op iemand se gesondheid sal hê? Is dit pektin? Is dit lecithin? Is dit gelatin? Of is dit benzonaat? Die enigste antwoord wat meer sin maak is nommer D, benzonaat. Onthou, benzonaat is 'n chemiese preserveermiddel. 'n chemiese preserveermiddel. Dis hoekom dit nadelig vir ons liggame is. Kom ons kyk, pas die rede vir die byvoeging van die voedselbymiddel in kolom B by die tipe voedselbymiddel in kolom A. Goed, so hierso is kolom A en kolom B, ons het emulsifiseerders, chemiese preserveermiddels, antioksidante en blykmiddels. Goed, nou nommer A, voorkom galsterigheid in sonneblomolie. So hierso moet dit al klaar vir my sê, hierdie is mos 'n moet klaar vir my sê, dis nie emulsifiseerder nie, voorkom galsterigheid. Wat gaan galsterigheid veroorsaak? Nommer 2.3, want dit is 'n antioksidant, want onthou, vitamine E voorkom dit. Nee, dan, verbeter kaaskoek tekstuur, enigiets wat jou tekstuur gaan verbeter, dit is 'n stabiliseerder. Goed. Dan verbeter die smaak. Verbind olie en asyn in slaaisous, dit kan 'n emulsifiseerder wees. Verbeter mieliemeel se kleur, dit is 'n blykmiddel. Dra tot 'n suursmaak by en vertraag die bederf van geprosesseerde vleis. Goed, dit kan dalk 'n chemiese preserveermiddel wees. Kom ons kyk na die antwoorde. So met ander woorde, jou eerste ene was 2.1, jou emulsifiseerder. Kom ons kyk of ons reg was en ons korrekte antwoord was nommer D. Ons het hom reg gehad, verbind olie en asyn in 'n slaaisous. Chemiese preserveermiddel, die korrekte antwoord is nommer G, vertraag die bederf van geprosesseerde vleis. Dan 2.3, antioksidante is nommer A, voorkom die galsterigheid in sonneblomolie. En dan 2.4, blykmiddels was ook korrek, dit was nommer E,
verbeter mieliemeel se kleur. So voordat jy na die antwoorde gaan kyk, kyk eers of jy self die antwoorde kan identifiseer. Skryf dit op jou eksamenvraestel neer en dan gaan kyk na die opsies wat hulle vir jou gee. Vraag 3. Noem 3 maniere waarop E. coli in 'n voedselomgewing oorgedra kan word. En onthou ons action verb is noem. Noem 3 maniere. Onthou dat ons langvraag bestaan uit volledige sinne waarby ons punte kan kry. So hier moet jy 3 maniere neerskryf hoe ons E. coli in voedselomgewing kan oordra. Goed, met ander woorde, nommer 1, besmette voedsel te eet of om besmette water te drink, halfgaar vleis te eet, ongepasteuriseerde melk te drink, of ons praat van rou melk, so die melk wat direk van die koei afkom, groente wat deur dieremis besmet is te eet, besmette water te drink, voedsel met besmette water af te spoel, nie hande deeglik te was nadat die toilet besoek was nie, of voordat jy voedsel gaan hanteer nie, en dan kruiskontaminasie wat kan plaasvind tussen verskillende gereedskappe, tussen die kos en die oppervlaktes byvoorbeeld. Hierdie is baie maklik. Onthou, ons het alreeds dit in graad 10 en in graad 11 behandel. Nommer 4. Bestudeer die etiket van die voedselitem hieronder en beantwoord die vrae wat hulle gaan vra. Goed, met ander woorde, hier gee hulle vir jou bestanddele, die groenboontjies, die suiker, hierso is 'n bietjie plantolie, daar's sout, daar's 'n emulsifiseerdertjie in, daar's allergene, die groenboontjies en die soja, en hulle gee vir jou voedselinligting. Nou gaan hulle vir jou sekere vrae vra. Onthou, as hulle vir jou 'n etiket gee, of hulle gee vir jou 'n gevalle studie, of hulle gee vir jou 'n cartoon, dan moet jy altyd teruggaan na daai bron toe wanneer jy jou antwoorde formuleer. So noem die bestanddeel wat die grootste hoeveelheid in die voedselitem teenwoordig. Nou as jy kan onthou in graad 11 wanneer ons ook na voedseletikette gekyk het en in graad 10 het ons gesê dat die bestanddeel wat die meeste in 'n produk voorkom, word altyd eerste geskryf. So as ons na die lys van bestanddele gaan kyk, was groenboontjies die eerste bestanddeel wat hulle neergeskryf het. So dit sal in die grootste hoeveelheid voorkom. Ons tweede vraag is, 'n etiket verskaf baie belangrike inligting. Maak 'n lys van die basiese inligting wat nie op die etiket hierbo verskyn nie. Met ander woorde, jy kan nie sê die produk se naam nie, want ons kan die produk se naam sien. Goed, jy kan nie sê die vervaardiger nie, want ons kan die vervaardiger sien. Jy kan nie sê die lys van bestanddele nie, want ons kan die lys van bestanddele sien. Jy kan ook nie praat van allergene nie, want ons kan nie allergene sien. Jy kan ook nie praat van jou voedselinligting nie, want hulle wys vir die voedselinligting. Met ander woorde, as ons nou gaan kyk na ander goeders wat hulle gaan bring. Goed, soos die naam van die vervaardiger, die adres van die vervaardiger, opbergingsinstruksie, die gewig, die land van oorsprong, die lotnommer, die prys en dan die verkoop teen beste voor of vervaldatum. So heel eers moet jy gaan kyk, wat is op hierdie etiket? En dan wat kan jy nie gebruik nie, want dit is alreeds op die etiket. Dit is belangrik dat jy jou vraag lees, want hulle vra basiese inligting wat nie op die etiket verskyn nie. So dan moet jy gaan kyk na ander inligting. So hierdie is ook lekkere vraagie wat so bietjie daai vraagie is wat kinders in die WIP beland. Dan verduidelik die funksie van emulsifiseerders in die bestanddele lys. Wat doen 'n emulsifiseerder? Ons weet dat 'n emulsifiseerder is daar om olie en water te meng, om seker te maak dat hulle nie van mekaar sal skei nie, om seker te maak dat daar 'n emulsie gevorm word. Goed, so weer eens, as jy weet wat is die funksie van 'n emulsifiseerder, kan jy baie maklik hierdie vraag geantwoord het. Vraag nommer 5. Skryf 'n paragraaf
om te verduidelik hoe voedseloordraagbare siektes na vars geplikte groente oorgedra kan word. En dit is vir 4 punte. Goed, met ander woorde, kom ons brainstorm, kom ons dink 'n bietjie, kom ons skryf net vir ons 'n bietjie kernkonsepte neer, wat jy later in jou antwoord kan bespreek. Nommer 1 is, wie pluk die groente en vrugte? Mense. Goed, wat weet ons van mense? Mense het dalk nie hulle hande gewas nadat hulle in die badkamer was nie, en dit kon veroorsaak het dat hulle die groente kon besmet het toe hulle die groente gepluk het. Tweede ding, waarmee pluk ons? Ons pluk met apparate. En ons gaan dit in emmers sit. Daai apparate en emmers kan vuil wees en kruiskontaminasie kon plaasgevind het. Goed, nommer 3, nadat ons hierdie groente en vrugte gepluk het, gaan ons hulle nou verpak. Waarop gaan ons hulle sit om te verpak? Byvoorbeeld op 'n tafel. En die tafel kon vuil gewees het, byvoorbeeld. Goed, so met ander woorde, dit is belangrik om te kyk, hulle praat baie beslis hiervan, wanneer dit gepluk is. Nie wanneer dit verwerk is nie, nie wanneer dit verpak word nie, nie wanneer dit verkoop word nie. Hier praat hulle spesifiek vir wanneer dit gepluk is. Hoe kan voedseloordraagbare siektes dan plaasvind wanneer die groente gepluk word? So dis belangrik dat ons na hierdie goeters kyk wanneer ons vrae antwoord. So as ons na ons antwoorde kyk, die grond kon deur die dieremis besmet gewees het, en omdat die grond besmet was, sou die vrugte of die groente alreeds besmet gewees het. Vars groente nie deeglik gewas was of afgespoel was nie. Dit kon besmet gewees het toe besmette mense die vars geplukte groente hanteer het, kon besmet gewees het, indien die groente met besmette water nat gemaak is. Besmette oppervlakte, gereedskap, apparaat kon tydens die pluk of die hantering gebruik word. Besmette pla wat op die vars geplukte produkte gesit is, en wanneer 'n persoon wat die groente pluk nie hulle hande gewas het nadat hulle die toilet gebruik het nie, en so kan hulle ook die siekte oordra. Weereens, moenie harder leer nie. Leer net slimmer. Do not study harder, study smarter. Dink logies oor hoe voedsel besmet kan word. Wat doen ek as mens om voedsel te kan besmet wanneer ek met die kos werk of wanneer ek met die voedsel werk? Goed. Nou, in 'n opsomming, na vandag se les moet julle met vertroue enige vrae kan beantwoord wat gebaseer is op voedseloordraagbare siektes, voedselbymiddels en voedseletikette. Raadpleeg ook jou eksamenriglyne van 2021 en gaan kyk gerus na bladsy 13 en 14. Daar gaan dit ook vir jou al die verskillende tipe vrae wys wat hulle in die eksamen kan vra rakende hierdie drie temas wat ons vandag bespreek het. In ons volgende les gaan ons die laaste gedeelte van ons voedsel en voeding behandel. En dit gaan oor ons verbruikerskwessies. En die verbruikerskwessies waarna ons gaan kyk, is genetiese gemodifiseerde voedsels, organiese geproduseerde voedsels, bestraalde voedsels en voedselsekuriteit. Baie dankie en geniet die res van jou dag.